Goeiemôre. Jy luister vanoggend na die 13de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vertel net weer jou storie. Sommer vroeg in ons reise om die son, begin ons reeds die vraag beantwoord: Wat maak iemand soos ek in 'n wêreld soos hierdie met mense soos julle? As die navorsers reg is, begin ons selfs om daardie vrae te beantwoord voor ons ons eerste reis voltooi het. Wat maak iemand soos ek in 'n wêreld soos hierdie met mense soos julle? En wie is die iemand soos ek? Hoe is hierdie wêreld? En wie is die iemande om my? Al die antwoorde wat ons vind op hierdie vrae, verweef ons in 'n verhaal, 'n storie, in 'n narratief. En een van die sleutels van die lewe is narratiewe selfkennis. Kennis en insig in my eie storie. Is ek bewus dat ek 'n storie het? Wat is my rol daarin? Hoe lyk die draaiboek? Wie het dit uitgedink? Is ek seker ek vertel my storie reg? Die grootste fout wat ons kan maak is om te dink dat ons nie beheer het oor ons storie nie. Dat die storielyn van self outomaties voortvloei. 'n Vriendin van my en haar man het deur onseker en traumatiese omstandighede gegaan. Vir weke lank moes hulle in en uit die hospitaal, die onsekerheid, die nie weet nie, die op en af van goeie nuus en terugslaa, en weer goeie nuus en weer terugslaa, min slaap, nog hier, nog daar. 'n Jaar of wat na die gebeurtenis, het hulle besluit om met iemand te gaan gesels oor die trauma wat nog maar opdrifsels agtergelaat het na die storm. Die sielkundige het met hulle 'n interessante insig gedeel. 'n Insig wat nie die trauma ongedaan maak of ontken nie, maar in perspektief plaas, 'n narratiewe perspektief. Sy deel toe met hulle daar dat toe navorsers na 9/11 begin om dieper vrae te vra oor die naderdraai van daardie verskriklike trauma, al die mense wat gesterf het en die maniere hoe hulle gesterf het, uit die Twin Towers uitgespring het hulle afgekom op 'n betekenisvolle patroon by die slagoffers, diegene wat dit oorleef het, of diegene se familielede wat in daardie verskriklike ramp gesterf het. Hulle het bevind dat sommige mense moeilik aangegaan het met hulle lewens, verstaanbaar getraumatiseer deur die verliese wat hulle gely het en die impak daarvan. Duidelik het hierdie mense gely aan posttraumatiese stressindroom. Sommige het egter nie net aangegaan nie, maar duidelik floreer, blymoedig en veerkragtig, met min of geen terughoudendheid na die trauma nie. Hulle het dalk iets soos posttraumatiese groei beleef. Waarom? Waarom die verskil? Is dit die omstandighede? Navorsers het bevind dat hoe jy jou ervaring interpreteer en verwoord 'n verskil maak. Hoe jy jou storie oorvertel, maak 'n verskil, die verskil. Ek gaan nou een voorbeeld gebruik, wat nou nie uit die studie uitkom nie, maar hoe ek self daaruit sin maak. Iemand kan na so 'n traumatiese gebeurtenis sê, kyk hoe verskriklik wreed is hierdie wêreld. My pa was in daardie torings, hy het soontoe gegaan met die beste bedoelings, en die wêreld het hom doodgemaak. 'n Ander persoon kan daardie gebeurtenis so onthou. My pa was die mees liefdevolle mens wat ek ooit geken het. Hy het nog daardie môre gesê, lief vir julle, en dit was sy laaste woorde. En ek sal nie toelaat dat hierdie wrede wêreld die laaste sê het oor iemand wat liefde geleef het nie. Ons wil sy nalatenskap laat voortduur. En daarom het ons gekies om die lewe te vier. As Adler reg is, en ek dink hy is reg, leef ons maar net een storielyn van baie potensiële storielyne uit, in die mate waarin ons probeer sin maak uit die lewe.
Een van die treffendste voorstellings waar iemand besef dat hy die verkeerde storielyn gevolg het, kom uit die film Les Miserables. Ek deel direk na vanoggend se oordeenking die greep waarna ek verwys. Jean Valjean is die hoofkarakter. En hy te midde van enorme armoede en swaar kry, 'n brood gaan steel uit 'n winkel om sy susterskind te voed. In hierdie desperate poging om net brood in die hande te kry, word hy gevang en hulle stuur hom soos 20 of 25 jaar lank tronk toe. Dit maak hom kliphard en haatdraand. Maar deur die onverdiende genade van 'n vreemdeling stort daardie narratief in duie. En nou moet hy kies. Watter kant toe? Hoe is die wêreld nou eintlik? Is dit 'n haatlike, onregverdige plek? Is dit die plek van genade, selfs onverdiend? Hoe is mense? Soos die harteloses wat hom gevange geneem en gemartel het al die jare? Of hierdie vreemdeling wat aan hom genade betoon het, onverdiend? Wie is hy in hierdie storie? Deur hierdie worsteling, dis 'n musical, sing hy, weet, amper heen en weer met die opsies wat hy het en wie hy is en wie hy nie is nie. En aan die einde van die lied, dan staan hy op en hy skeer die papier op waarmee hy almal moet waarsku dat hy 'n veroordeelde krimineel is. En hy roep dit oor die aarde uit, want die plek waar hy staan is so op 'n kraans. Begin met die hoop dat iets nuuts kan begin, en dan waar hy dit uitroep aan die einde. Ek hou die woorde voor. I am reaching, but I fall, and the night is closing in, as I stare into the void, to the whirlpool of my sin. I'll escape now from that world, from the world of Jean Valjean. Jean Valjean is nothing now. Another story must begin. Wat so ongelooflik treffend is vir my persoonlik en ek dink vir almal wat op 'n manier deur die lewe heen geworstel het en Christus ontmoet het as die een wat aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan het, is wanneer hy so opkyk en hy sien Christus daar in die beeld van die klooster waar hy was. En eintlik ontdek hy sy storie in Christus se storie, want dit is wat hierdie vreemdeling aan hom betoon het. Ek sien jou nie soos die ander jou gesien het tot nou toe nie. Ek sien jou deur die oë van Christus. Ek skat die eerste tree na 'n nuwe storie is dat ons moeg moet wees vir die ou een. Soms is jy so gedaan, omdat jy die rol vertolk van 'n karakter wat jy nooit moes speel nie. Karakter wat jy gedink het, 'n outomatiese karakter is, jy het dit reg verstaan. Die karakter is vir jou geskep. Jy moet die rol vertolk. Maar sê nou maar net, jy het 'n fout gemaak met hoe jy jou karakter verstaan en die storielyn van jou lewe. Of is jy glad nie bewus van die storielyn en jy improviseer soos wat jy aangaan? Of ontvou jou storielyn soos wat die lewe jou op sy slingerpad neem? Hoe kom jy aan hierdie rol wat jy speel? Kom dit van God af? Is dit jou bestemming? Indien wel, hoe weet jy dit? Is jy seker jy speel jou ware karakter? Jou hele karakter? Dink jy jou storie is vooruitgeskryf, vooraf bepaald, gedetermineerd, gepredestineerd? Pas op vir sulke draaiboeke. Ted Peters skryf in sy boek God the World's Future: die eerste ding wat God vir die wêreld gegee het, was 'n toekoms, 'n oop toekoms. Dink aan die vryheid waarmee hy Adam en Eva geskaap het en waarmee die verhaal ontvou. Ons het 'n toekoms gehad voor ons 'n verlede gehad het. Jy ontneem jou van die grootste geskenk wat God aan ons gee,
ons vryheid. As jy so oor jou rol, jou karakter en jou draaiboek dink. Sonder vryheid sou ons robotte wees. Onwillige karakters in 'n klaar geskryfde boek. As ek die ganse Bybel in gedagte hou, met alles wat ek daarvan weet, is ons nie uitgelewer aan 'n geslote verhaal nie. Inteendeel, ons kan in die groot wysheid van God elkeen kies wat ons met ons lewens maak. Dit lyk vir my of dit nooit te laat is nie, soos die man aan die kruis uitgevind het. Dis eintlik 'n pragtige en 'n skrikwekkende vryheid. Eugene Peterson, wat die Message geskryf het, die Bybel vertaal het in meer verstaanbare Engels, skryf of vertaal Galasiërs 6 vers 3 tot 4 so. Live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. You might be needing forgiveness before the day is out. Stoop down and reach out to those who are oppressed. Share their burdens, and so complete Christ's law. If you think you are too good for that, you are badly deceived. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Ons is geskape met 'n oop einde. Jy moet die verantwoordelikheid neem om die kreatiewe beste met jou lewe te maak as wat jy kan. Dink net wat kan gebeur as jy jou karakter hersien. Die rol wat jy vir jouself in verbeel het. 'n Fiksie geskep het, een van baie moontlike potensialiteite. En dat wanneer jy jou fiktiewe storielyn hersien en oopstel by die voete van die Here, watter nuwe moontlikhede kan ontvou. Hoe anders kan môre lyk as jy dit glo? Die wonder daarvan, dit het ek oor jare heen geleer. Wanneer mense genoeg inligting het, dat die ou storie verkrummel, neem hulle al die nuwe moontlikhede op en begin 'n nuwe dag. Begin 'n nuwe lewe daar. Kom ons bid saam. Hemelvader, soms is ons so moeg van die storielyn wat ons leef, wat U nie vir ons gegee het nie, maar wat ons self geskep het in samewerking met 'n wrede wêreld en 'n onregverdige wêreld, maar ook genadiglik deur al die goeie mense wat U op ons lewenspad gestuur het. U verhaal staan geskryf, bo oor die skepping en daarin. En ons lees dit te min. Ons kom te min na U toe, om ons storielyn te toets, en die karakter wat ons uitleef, die rol wat ons vertolk. O Here, wil U in U groot liefde en U waarheid, U lig oor ons laat skyn, dat ons onsself ondersoek, en dat 'n nuwe storie kan begin, en dat ons die rol wat ons daarin vervul, so sal hersien, dat ons U wil uitvoer, dat ons die kreatiewe beste doen met ons lewe, in die vryheid wat U vir ons gegee het. Laat U Gees ons help om te skryf. Here, waar ons nie luister nie en nie wil hoor nie, neem selfs ons hand en skryf ons storie nuut oor. Dat ons net weer op die regte pad kan kom, met die regte storielyn, en die rol wat elkeen van ons daarin vervul. Here, dankie, dat ons storielyn inpas, in die heiligste, mooiste, mees bevrydende storie wat die wêreld ooit geken het. Jesus leef, en ons met hom. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.